Goeiemôre. Ek lees graag vir julle vanoggend ons oggendgebed van Serene. You are God, and I am not. You are the source and center of reality. I am a teacup sloshing on a table in a ship, rolling on a storm-racked sea. And yet, you care for me and fill me up until I'm filled with your presence again. Do not tarry. Do not stay your hand from my deliverance. I come crashing down in the tumult of life. Restore my spirit within me. Mag die kers wat ons aansteek vir jou 'n simbool wees van die warmte van God se teenwoordigheid in jou lewe. Goeiemôre, baie welkom. As jy vanoggend vir die eerste keer hier is, ook baie welkom aan jou. Soos ons laasweek gesê het, dit lyk 'n klein bietjie anders hier by ons. Ons het sopas oopgemaak, so ons het beperkte plek in die oggende hierso en ons is amper voltallig vir die hoeveelheid mense wat ons mag vat. So julle is baie welkom. Ook baie welkom aan almal wat aanlyn kyk. As jy opgemerk het, daar's 'n kamera in die agtergrond, maar dit sien net vir my, dit sien glad nie vir julle nie. So julle is baie welkom om te ontspan in hierdie ruimte. Ek was gister was ons in Stellenbosch gewees by nie 'n ooievaarspartytjie nie. Iemand is swanger en toe die mans en die vroue almal saamgenooi. Dit is iets nuuts wat gedoen word en op pad Stellenbosch toe raak jy bewus van die seisoen verander. En ook hier in ons omgewing. Vanoggend is heelwat koeler as laas Sondag. En die wingerde reg rondom ons is besig om van kleure te verander. En herfs gaan gewoonlik gepaard met lydingstyd. Dis hierdie tyd, hierdie seisoen in die kerkjaar, van 40 dae op pad na Paasfees toe. En dit het nogal 'n manier om mense te herinner aan die verganklikheid van alles. Dat niks dieselfde bly nie. Dat goed verander en verbygaan. Dat sommige goed moet eindig, verander om te begin. En sekere kere moet iets eers doodgaan sodat iets weer kan groei. Ek dink dit is die geskenk van herfs, te herinner ons daaraan. En ek vermoed dat as mens in so 'n tyd van mense lewe is, van oorgange en veranderinge, het mense nou nogal die behoefte net om die knoppie te druk, om vir 'n paar oomblikke dit te stop, en net jou asem weer te vang, en 'n plek te vind waar jy tot rus kan kom. Ons gaan vanoggend aan die begin van ons saam wees, gaan ons hierdie geskenk vir mekaar gee, waar ons vir die volgende paar oomblikke die knoppie kan druk op hierdie week, tussen dit wat was, en dit wat gaan kom, en vir die volgende paar oomblikke net hier by mekaar wees, as mense met stories. En ons gaan, soos die eerste gelowiges gesê het, kom rus in die Here se teenwoordigheid. En by God vra niks van ons volgend nie. God verwag niks van jou volgend nie. Bloot net om te kom rus in sy teenwoordigheid. Mag dit vir jou 'n troos wees. So ek wil vir jou uitnooi vanoggend vir die volgende paar oomblikke soms so in stilte te sit. Ek het 'n terapeut-vriend wat sê dat as mens angstig raak en as mens sukkel om tot bedaring te kom in jou lyf, moet jy jou hand vat en op jou bors sit. Net so. En net vir die volgende paar oomblikke so inasem en uitasem. Dit maak jou bewus dat jy hier is.
dat jy asemhaal. Hy sê dit maak jou rustig. So ons gaan vanoggend vir die volgende paar oomblikke dit saam doen. Ons moet so in stilte sit, en as jy wil, kan jy oë toemaak, en dan wil ek jou vra om jou hand op jou bors te sit, en probeer om alles wat hierdie week gebeur het, en alles wat jy weet vir jou voorlê, in die week wat gaan kom, probeer om dit een kant toe te skuif, en sê in jou gedagtes vir jouself, ek gaan later daaraan dink, ek gaan later daaraan energie gee. Vir die volgende paar oomblikke is al wat jy hoef te doen, net in te asem en weer uit te asem. En ontvang hierdie geskenk en die troos dat die Here is nou hier by jou. En by God is dit veilig. En by God kan jy rus.
volgende teks saam lees. As jy jou Bybel saamgebring het, is jy welkom om saam te lees. Anders gaan ek vir julle sommer voorlees. En ons teks volgende kom uit Markus 8. Markus 8 van vers 27. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. En langs die pad het hy vir die disippels gevra: Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord hom: Johannes die Doper. En party sê weer Elia. En party een van die profete. Maar julle, vra hy hulle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord hom: U is die Christus. En toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. En Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. En hy het met hulle hieroor gepraat en het hulle reguit hieroor gepraat. En toe het Petrus hom op sy geneem en hom berispe. Hy het egter omgedraai en na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Ek het hierdie week het ek iets gelees van Rainer Rilke. En Rilke is die bekende Duitse gedigskrywer. En hy skryf toe iets wat ek hierdie week gelees het, wat al heel week by my bly. Ek wil graag vir julle lees. Rilke skryf en sê: Be patient toward all that is unsolved in your heart. Try to love the questions themselves, like locked doors and like books that are written in a very foreign tongue. Do not now seek the answers which cannot be given to you because you would not be able to live them. The point is to live everything, so live the questions now. Perhaps you will then gradually, without noticing it, live along some distant day into the answer. Wat my herinner het dan, is dat daar soms is daar vrae in ons lewe, wat nie antwoorde het nie, wat nie ontsluit kan word nie, en dat hierdie vrae dan voel soos kamers wat gesluit is, en ons wat nie die sleutel het, om het oop te maak nie. Ek weet nie of jy al dalk so ervaring al gehad het nie. En dan sê hy, Rilke sê, die kuns van die lewe, wat jy dan moet doen, wat jy dan moet leer, is hoe om lief te raak vir daai vraag. En hoe om dan te leef in die vraag. Dit is nie altyd 'n maklike ding om te doen nie. Vir my is dit 'n groot uitdaging. Veral as jy 'n antwoord soek op 'n vraag. As jy wil weet, as jy wil sekerheid hê, as jy nie wil soek nie in die lug wil hang nie, as jy duidelikheid wil hê, en as jy die regte antwoord wil hê op 'n moeilike vraag, dan is dit nogal 'n moeilike ding om te doen. Maar hy sê, the only thing we can do then is to learn to love the questions and to live in the questions. Hy sê wat dan gebeur, you hold mystery and possibility close to your heart, and you allow them to work on you and shape you and transform you. Wat ons terugbring na die teks toe volgend, waar Jesus 'n gesprek het met sy disippels en ook vir hulle uitnooi om te leef binne die vraag: wie sê julle is ek? Dit is 'n interessante gesprek wat plaasvind
tussen Jesus en sy disippels. En aanvanklik vra hy vir hulle 'n ander vraag. Hy sê, wie sê die mense is ek? Dis 'n makliker vraag. Dit is eintlik maar die oordrag van inligting. Jy luister wat sê ander mense en jy gee dit weer. Dis is 'n makliker deel. So wat het jy gehoor ander mense sê van my en om dit dan te gee. So interessant in die storie, nêrens bevestig Jesus dit of ontken Jesus hulle antwoorde nie. Hy luister geduldig na wat hulle sê. Dis asof Jesus wil sê, vertel my wat sê die ander mense. Vertel my van die opinies en die voorveronderstellings. Vertel my van ander mense se oortuigings. Want dis 'n baie goeie plek om te begin. Dis asof Jesus wil sê, dis daar waar elkeen van ons se geloofsreis begin. Dan maar af die filtrering van ander mense se opinies oor God. En dan vra Jesus vir hulle, okay, so wie sê julle is ek? Dis 'n moeiliker vraag. Dit kom nader aan jou lyf. Dit is amper asof Jesus wil sê, okay, so vergeet van ander mense se interpretasies, vergeet van ander mense se opinies en hierdie godsdienstige tradisie wat oorgedra is na julle toe. Vergeet daarvan vir 'n oomblik. Dink aan hierdie tyd wat ons saam spandeer het, die plekke waar ons was. Want in daai tyd het Jesus al 'n paar jaar saam met die disippels op reis gewees. Dink aan die etes wat ons gedeel het. Dink aan die mense wat ons gesien het. Dink aan wat jy gehoor het. Wie sê jy is ek? En Markus, die skrywer van hierdie evangelie, is baie kriptiese skrywer. Hy het eintlik meer gesê as wat hy eintlik neergeskryf het. En ek vermoed, toe Jesus hierdie vraag vir hulle moes gevra het, was daar 'n stilte gewees. Dalk 'n ongemaklike stilte. En waar hulle almal gewag het vir een van hulle om iets te sê. En dan kom Petrus, vol selfvertroue, selfvoldaan, en gee die antwoord, U is die Christus. 'n ander vertaling sê, U is die Messias. Dis die regte antwoord. Dis die korrekte antwoord. Dis die goeie antwoord op Jesus se vraag. En tog gebeur daar dan iets vreemd. As jy die storie lees, daar is hierdie vreemde gesprek wat dan tussen Petrus is en Jesus. Die oomblik wat Petrus dan dink, hy gee die regte antwoord vir Jesus, wat Jesus wil hoor, dan maak Jesus hom stil. En selfs, Jesus daag homself uit. Hy daag selfs vir Petrus uit om na te dink oor wat hy gesê het. En dan op 'n sagte manier, dan bring Jesus hom weer terug na die beginpunt toe. Die beginplek van enige geloofsreis. Dit is asof Jesus wil sê in daai gedeelte vir Petrus, ja, ek is die Messias, ek is die Christus. Dit is die regte antwoord. Maar jy verstaan dit nog nie heeltemal nie. Die antwoord is vir jou te groot om nou op hierdie stadium van jou lewe te ontvang. Daar's nog te veel wat jy nie weet nie. Daar's nog te veel antwoorde waarin jy moet inleef. Daar's nog te veel plekke waartoe jy moet gaan. Moenie, soos Rilke sou sê, moenie toedeure forceer nie. Maar bly in die vraag. Bly in die vraag, leef in die vraag. Miskien was jy ook op so 'n plek in jou lewe waar jy 'n antwoord gesoek het op 'n vraag. En jy was so seker hierdie regte antwoord gehad. En nou op hierdie stadium van jou lewe, terugkykend, besef jy, ek het nie heeltemal verstaan nie. Ek het nie die omvang van die antwoord verstaan nie. Dit is veel groter en meer kompleks as wat ek op daai stadium sou geweet het.
En ek dink die geskenk van hierdie storie is die waarde daaraan om geduldig te leef in die vrae van die lewe. Ons wil vinnige antwoorde hê. Ons wil vinnig regte antwoorde hê. En wat Jesus vir Petrus uitdaag en uitnooi is, bly leef aan die antwoord. Jy gaan baie meer ontdek. En Petrus sou later in sy lewe, as jy sy storie lees, sou jy later ontdek dat Petrus het ontdek dat die vraag wat Jesus gevra het nie regtig 'n antwoord gevra nie. Dit was meer 'n uitnodiging om iets te ontdek. In hierdie storie vra Jesus vir almal, wie sê julle is ek? En Petrus se antwoord is, U is die Christus, U is die Messias. Ek vermoed, teen die einde van Petrus se lewe, as hy weer die vraag sou antwoord, sou hy dalk gesê het, U is die een wat my uitgenooi het om op water te stap. U is die een wat my gered het toe ek amper verdrink het. U is die een vir wie ek verloon het. U is die een wat my weer ontmoet het op die strand daarna en my skaamte weggeneem het en my gesê het, U is lief vir my. U is my Messias. En dis die verskil. Is die Messias, is my Messias. Ek dink hierdie vraag, wie sê jy is ek, is 'n vraag wat elke van ons oor moet reflekteer. En veral in lydingstyd. In lydingstyd is dit hierdie tipe vraag wat opkom en by ons bly. En dit is 'n moeilike vraag soms om te ontvang, want dit is 'n vraag en daar is soveel ander goed ingevou in hierdie eenvoudige paar woorde. Goed soos my prentjie van Jesus, my idee van Jesus, hoe ek dink Jesus is, teenoor ander mense se idees oor Jesus. En is hy bloot net die Messias, of is hy my Messias? Kom het tot hier. En in hierdie gesprek, wat ek dink Petrus ontdek, is dat Jesus is teenwoordig in die vraag, en Jesus is ook teenwoordig in die antwoord. Dalk miskien meer so in die vraag. Want as ons bly leef in die vraag, en dalk miskien nie te vinnig die antwoord gee nie, en aanbeweeg nie, en hy blokkie aftik nie, as ons bly in die vraag, dan laat ons toe, dat Jesus in ons harte inpraat, met ons praat. Dis dink ek meer waardevol, as onpersoonlikhede waarhede, of tradisies, of opinies van ander mense, as ons self oopmaak vir die Messias, om ook my Messias te word. So mag jy in die lydingstyd, in die tyd wat voorlê, mag jy gemaklik dalk raak, om dalk nie te vinnig antwoorde te gee nie, maar om te bly leef in die vraag. En mag jy dan jouself oopmaak, dat Jesus, die Christus, die Messias, ook diep in jou hart praat. En waar ons gedagtes oor God meer word as net opinies. Wat ons diep bewus raak van Jesus wat in ons is, en rondom ons is, en langs ons is. Daar's 'n ou ritueel in ons tradisie, waar gelowiges mekaar hier aan herinner het. Dit is die doopbak. Kinders van 'n jong ouderdom af gedoop, en dan, later in hulle lewe, het gelowiges mekaar uitgenooi om gereeld jou naam te skryf in die water. Dit is 'n herinnering aan dit.
Dis 'n herinnering en 'n uitnodiging om te bly lewe in die vraag. Dat op 'n stadium in jou lewe, toe jy geen opinie gehad het nie, toe jy geen antwoorde gehad het nie, het God na jou toe gekom en afgepik en gesê, ek wil jou uitnooi om te bly leef in hierdie vraag. Wie sê jy is ek? En om die volheid en die diversiteit en die kompleksiteit van daai antwoord te ontvang. So ons gaan mekaar volgende uitnooi, om mekaar daarna te herinner. Miskien het jy vanoggend die behoefte om ook jou naam te kom skryf in die water. As 'n manier om te sê, ek het nie altyd die antwoorde nie. Daar is vrae in my lewe wat toegesluit voel, en ek sukkel om die sleutel te vind. Maar ek gaan God vertrou, en ek gaan bly leef in die vraag. As jy vanoggend hierdie behoefte het om jou naam te kom skryf, is jy baie welkom om dit te kom doen. Of miskien weet jy van iemand wat op so 'n plek in hulle lewe is, en jy wil hulle opdra aan die Here. Terwyl ons dit gaan doen, gaan ons luister na 'n ou gesang van iemand wat ook op 'n stadium van hulle lewe die vraag moes antwoord. Wie sê jy is ek? En hulle het hierdie musiek geskryf.